Goeiemôre vriende, dis vir my regtig lekker om vandag weer saam met jou te kuier. Mag jy vandag op 'n besondere manier die opstandingskrag van Christus voel. Ons het verlede Sondag sy opstanding herdenk en vandag is dan in 'n sekere sin sy eerste opstandingssondag, begin van 'n nuwe week en mag jy regtig 'n geseënde dag hê. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons weet U is God en dat U regeer. U is ons Vader in die hemel. Christus, dankie dat ons weet dat U gesterf het aan die kruis, sodat ons 'n nuwe perspektief kan hê op die lewe en op die dood. En Heilige Gees, mag U in en deur ons werk, sodat ons verander kan word al meer en meer tot eer van U naam. Amen. Ek wil tematies spreek vanmôre, omdat dit aansluit by ons reeks oor families en gesinne. En ek moet ietsie praat, ietsie doen oor die verhoudings wat herstel moet word. Familieverhoudings wat herstel moet word. Nou daar's baie tekste wat mense sou kon gebruik om iets daarvan te sê. Ek dink die belangrikste is dat die tekste wat ek gaan lees is tekste wat jy nie kan meet en kan weeg nie. En ek gaan dit lees en dan gaan jy verstaan wat ek vir jou probeer sê. Micha 6 vers 6. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan, my neerbuig voor die verhewe God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaaroud kalwers? Sal die Here genoeg neem met 1000 ramme, met 10.000 strome olyfolie? Moet ek my eersgebore gee vir my oortredings, die vrug van my liggaam vir my eie sonde? Hy het aan jou mens bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om nederig die pad saam met jou God te loop. Nou, die gedeelte wat ek wil beklemtoon vanmôre is, wat anders eis die Here van jou as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om nederig die pad saam met jou God te loop. Maar ek wil ander woorde gebruik as die woorde wat hier is. Want hierdie woorde, soos wat ek vir jou gesê het, oor die meet en die weeg, jy weet nie, as jy aan die einde van die dag jou kop op jou bed neersit, dan weet jy nie hoe gaan jy dit regmerk dat jy reg gedoen het nie. Dat jy liefde bewys het en dat jy nederig is. So dis moeilike goed om te kan sê, ek het genoeg gedoen, ek was genoeg nederig, of ek was genoeg reg. So ek wil praat in die verhoudings, wil ek praat, as ons weeg en meet, wil ek praat oor ons leefwyse, ons geloofsreis, ons lewensreis, is 'n reis wat sinvol is met baie uitdagings. Nou, kom ek praat oor die twee woorde, sinvol en uitdagings. As jy na die Here se bediening kyk, dan gaan jy weet dat dit wat hy gedoen het, sin vir mense gegee het. Jy gaan weet dat hy het die familie van die dogtertjie van Jairus, het hy mos nou sin gegee in die lewe om te sê, weet jy, jou dogtertjie leef en dit gaan goed. Die man wat hy gehelp het met melaatsheid, die man wat by die bad van Bethesda gelê het. Maar sy bediening was ook vol uitdagings. Hy is kort gekonfronteer met die fariseërs. Kort moes hy vrae antwoord en moes hy verduidelikings maak met wat hy doen. Nou soos wat ons die lewensreis leer by Christus van sinvol uitdagend, is die lewensreis ook vir my en vir jou sinvol en uitdagend. En hierdie reis is letterlik vir elkeen van ons bedoel. Of jy nou 'n enkelloper is en of jy nou in 'n saamgestelde familie is en of jy in 'n familie is van 'n pa en 'n ma en 2 kinders, maak nie saak nie. Die vraag wat ons moet vir ons vra is wat en hoe meet ons die sinvolheid van ons verhoudings wat ons het? Dis vir jou moontlik om in die sinvolheid te meet en te sê, my man of my vrou bou my op. My kinders, ek lewer sinvolle bydrae tot my kinders. Die advies wat ek hulle gee, die aanpraat wat ek hulle gee, dit wat ek vir hulle gee ook oor die toekoms, die uitdagings wat hulle tegemoet kom as hulle by die skool is.
dat hulle 'n verskillende maats het, dat daar boelie gedrag is. En hierdie samelewingsgoed wat ons vir mekaar sê wat ons moet hanteer, moet ons op 'n manier sinvol hanteer. Ons moet die ou wat teen ons optree en wat sleg teenoor ons optree, moet ons die uitdaging hanteer oor hoe ons dit reg moet doen. Nou is ek terug by Micha, wat gepraat het van, jy moet reg laat geskied. Hoe laat ek reg, dis die uitdaging, hoe laat ek reg geskied? Hoe maak ek dat die reg sinvol is, dat die liefde sinvol is, dat die nederigheid sinvol is? En nog meer wanneer ek besig is met my familie konteks. Wanneer ek saam met my kinders en my vrou rondom 'n etenstafel sit. Is ons ete sinvol of kyk ons nog steeds op ons telefone? Soos wat 'n mens so baie keer in restaurante kry, dat die hele gesin is daar, maar elkeen is op sy eie foon besig. Is dit sinvol? Of gaan ons die uitdaging van die elektronika probeer anders hanteer? Die tweede wat ek uithaal oor my geloofsreis hieruit is my geloofsreis. Is dit ek moet sê gee en 'n diensbaarheid. Hoe wanneer jy na Christus gaan kyk, dan sien jy dat Christus se hele bediening is 'n bediening van gee en van diensbaarheid. Hy sê dit ook. Hy sê ek het nie gekom om gedien te word nie. Ek het juis gekom om ander te dien. Nou in 'n familiekonteks, kom ons praat 'n bietjie hieroor. Jy kry baie ouers wat die standpunt inneem en sê ons as ouers is gewillige ouers, ons luister na wat die kinders sê. Jy kry weer die ander opset wat ouers so autokraties is en so rigied is dat die kinders geen lewensruimte het nie. So hoe bedien ons mekaar? Hoe gee ons vir mekaar 'n ruimte? Baie keer gebeur dit ook dat ek nou 'n besluit neem en sê ek wil nou vandag met my vrou praat of ek wil nou vandag met my kinders praat. Maar ek is op hierdie vlak. My vrou en my kinders is op 'n ander vlak. Hulle is nie nou lus om met my ernstig te praat nie. En tog moet ek kyk, hoe kan ek daai verhouding dan herstel in die sin van wat gaan ek gee? Miskien broers en susters moet ons begin deur te sê ek gee my tyd. Ek kan nie in 'n diep gesprek ingaan met my kinders as daar nie tyd aan verbonde is nie. Nou stap ek in hulle kamer en ek sit op hulle bed en ek sê, weet jy, ek het nou hierdie verhouding, ek wil nou hierdie ding wat jy vir my gesê het wil ek hanteer. Jou kind wil slaap. As jy nie daar sit en saam met hom 'n boek lees, vir hom lees voor hy gaan slaap nie en jy praat nie met hom nie, die oomblik wanneer daai gebeur, daai tyd wat jy spandeer, dan begin jou kind met jou praat en jou kind maak oop. En dieselfde is met klein goedjies. Jou kind vergeet sy tas by die huis. Nou sê jy nee, die lewe moet my nou leer, hy moet leer dat as hy 'n ding vergeet. Broers en susters, jy moet die goed vir jouself uitmaak. In watter opsigte gaan jy 'n betekenis gee aan die feit dat die Here gegee het en diensbaar was? Gaan jy jou kind help? Hoe gaan jy jou kind help? Dieselfde met dissipline. Hoe bring jy dissipline in? Hoe weet jy dat die dissipline wat jy toepas, die pak slaag wat jy toepas, dat dit die regte, korrekte resultaat lewer? Miskien doen jou kind wat hy moet doen omdat hy bloot doodgewoon net bang is. Hy is nie in sy hart oortuig dat hy verkeerd opgetree het nie, maar hy doen dit omdat hy bang is dat sy pa weer ek wil amper sê sy kop gaan verloor en hom met 'n beld slaan. En ons het baie keer hierdie benadering van ja, nee, maar my pa het my met 'n beld geslaan en ek het heelheid daarvan afgekom. Die vraag is ons as 'n gesin moet ook om 'n tafel gaan sit en sê hoe is ons diensbaar? Help ek met die borde uitsit, die messe en verke. Help ek om af te dek en help ek om my bed op te maak. Wat is my diensbaarheid wat ek tot die familie bring? Die derde ding wat ek het wat oor geloofsreis gaan, as 'n mens na hierdie gedeelte gaan, is dat Christus het hoop gebring. Hy het elke keer wanneer hy praat oor die toekoms, dan praat hy oor dat hy gaan gekruisig word. Die disippels het dit nie so verstaan nie en hulle wou sekerlik dit ook nie so verstaan nie. Want hulle wou 'n koning gehad het wat dan as hy oud genoeg is,
moes hy die wêreld oorwin het en hy moes die Romeine moes hy doodgemaak het. Maar Christus se hoop word later 'n mens wat hoop bring. Ons hoop lê nie in die feit dat ons dink volgende jaar kry ek 'n verhoging nie, of in die hoop dat ek 'n ander pos gaan kry, of dat ek my kind my hoop lê in dat my kind eers gaan staan in die klas nie. Ons hoop lê in die feit dat dit Christus is. Christus gee vir ons hoop. Christus gee vir ons dat ons op 'n ander manier kyk na die sinvolheid van ons lewe. Dat ons op 'n ander manier kyk na die uitdagings en weet dat ons die uitdagings gaan hanteer in ons gesinsverhouding. Christus se voorbeeld van sy lewensreis oor hoop gee ons hoop. Hy is die brood van die lewe, hy is die water, hy is die fontein. En ek wil vir jou vra dat jy as in jou gesin bietjie oor hierdie goed praat. Jy kan begin deur met Micha te praat. Hierdie gedeelte in Micha wat gaan oor trou, wat gaan oor reglewe, want dis alles verpak in die geloofsreis. En hoe leef ek met trou? Hoe leef ek reg? Hoe leef ek nederig? En hoe leef ek in liefde? Hierdie onderwerp is baie belangrik vir ons gesinsstrukture. En ek wil jou uitdaag om bietjie oor hierdie goed te dink en te kyk waar kan ek 'n bietjie anders leef, anders optree. En miskien moet ek net begin deur my tyd wat ek vir my kinders beskikbaar maak. My tyd wat ek vir my vrou beskikbaar maak. Miskien moet ek probeer om dit te verander, sodat ek ook in die verhoudings van die gesin, dat die Heilige Gees ons gesin sal lei, dat ons Christus wat die hoop is, en ons Vader wat in die hemel is, dat ons hulle sal uitleef, vergestaald is 'n goeie Afrikaanse woord. Amen. Here, as ons praat oor ons gesinne en gesinsstrukture, dan weet ons daar soveel gesinne wat letterlik en figuurlik uitmekaar val. Dan dink ons aan mense wat nie waardeoordrag kan doen nie, wat nie hulle kinders kan leer om reg op te tree nie. Dan dink ons aan ouers wat nie liefde bewys nie. Dan dink ons aan die gesin wat nooit by mekaar uitkom en met mekaar kan praat en kommunikeer nie. Maar dan dink ons ook vanmôre en ons is dankbaar vir soveel mense wat hierdie eienskap, hierdie karaktertrekke sal vat en dit hulle eie maak. Dat hulle deel sal maak, hulle lewensdeel sal maak van hierdie uitdagings. Ek bid Here dat U ons vandag sal bewaar en dit vir ons 'n wonderlike dag sal maak. Amen. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by en met jou bly.